Die bloed in die skottel het niemand gered nie. Wat as ek vir jou sê, die bloed van die lam red niemand, tensy dit aangewend word op die deurposte, op die deurdrimpel van jou lewe nie. In Eksodus 12 was die lam geslag, die bloed was kosbaar, maar die bloed in die skottel het nie beskerm nie. Die verskil tussen lewe en dood was nie die bloed alleen nie. Daad gehoorsaamheid ook was noodsaaklik. Die gehoorsaamheid om dit met hyssop aan die deurkosyn en die deurpost te stryk. As die bloed in die skottel gebly het, het die verderwer gekom. En as iemand buite die huis gegaan het, was hy onbeskermd. En nou die skokkende vraag, is dit moontlik dat Yeshua se bloed vir jou beskikbaar is, maar nie toegepas word in jou lewe nie? Openbaring 12 vers 11 sê, ons oorwin die vyand deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Met ander woorde, is jou getuienis, dis jou belydenis. Is dit nie dalk die hyssop nie? Baie mense glo in die bloed, maar leef stil, ongehoorsaam in die skadu's. Die vrou wat vir 12 jaar met bloedvloeiing gestoei het en wat alle geneesheers gesien het, sy het aan Yeshua kom vasvat. En na sy haar genesing ontvang het, vra Yeshua, wie het my aangeraak? Hoekom? Het dit iets te doen met die hyssop? Die bloed reinig wanneer ons in die lig wandel. En hierdie boodskap gaan jou laat dink oor gehoorsaamheid, oor belydenis, getuienis, beskerming en hoekom soveel gelowiges steeds vasgevang in slawerny voel. Kyk die volle diens op YouTube en ontdek, is die bloed op jou deur of nog in die skottel?